Daar's hy uiteindelik. Goeienaand aan julle. Is lekker om julle, is hier enige Engelse mense wat nie Afrikaans verstaan nie? Okay. Vra vir jou maatjie langs jou. Dis lekker om vanaand saam met julle te wees. Ek wil net vir julle sê, dis wonderlik om julle te sien op 'n Saterdag aand uitkom, om Here te soek. Die Here sê, wanneer ons hom soek, word ons deur hom gevind. En ek wil net julle as Engelsman sê, komend, dat julle hier is. En die jong mense wat hier is awesome. Is regtig lekker om julle te sien. En baie welkom aan elkeen van julle. Julle moet eintlik vir my welkom weet, want ek sê ou wat kom kuier. maar nou ja. Ek was omtrent, ek was 4, amper 5 jaar oud. Toe word ek in die nag wakker. Ons was in die gereformeerde kerk, ek was in die Dopperkerk. Wat ek die Here voor dankie sê, ek en een het vanmiddag gepraat, ek het die psalms leer sing in die Dopperkerk. My oupa het ek onthou, Saterdag aande het ons huisgodsdiens gehad, elke Saterdag aand, dan lees hy die Slingervel, dis die blaadjie vir die gereformeerde kerk, en die Bybel, en dan speel hy klavier, en dan sing ons die psalms. Sy psalm was, straf tog nie in ongenade, my misdade, Heer verdra my met geduld. Onthou julle daai? Myne was, prys die Heer met blye galme. My maasin was, juig al wat leef, juig voor die Here. En ek onthou daai dae, en ek onthou die teenwoordigheid van die Here daai tyd. Die gereformeerde kerk, ek weet, toe ek daar was, niemand het ooit gepraat van die Heilige Gees, of van die gawes, of iets nie, maar kom ek sê vir jou, waar ons gelowiges ook by mekaar kom, waar is die Here? Maak nie saak wat hulle glo, en ons moet baie oppas, dat ons nie neerkyk op mense, en dink ons weet meer, en hulle weet dit of dat nie. Die Here het 'n ander manier hoe hy na mense kyk. Die Here sê vir my eendag, jou oupa het vir jou 'n nalatenskap gelaat. Ek sê, Here, wat is dit? Hy sê, is my teenwoordigheid. My gereformeerde oupa, Kurt Erasmus, ja. Hy sê vir my 'n groter ding, iemand wat 'n groter nalatenskap vir jou gelaat is, jou pa. Ek sê, Here, is onmoontlik, my pa was so homoseksueel gewees, en hy was nie ou wat hier na kyk en dink, wonder of hy skeef is nie, hy was die real deal. Hy het regtig, en ek praat nie nou neer op hom nie, maar dis hoe hy was, verstaan, en ek mis hom vreeslik, en ek wens ek moet hom net 20 minute spandeer, regtig. Maar die Here sê vir my, die grootste nalatiging, ek sê, Here, hoe is dit? Hy sê vir my, jy weet dat ek kind is, ek gebruik die woord kind in Engels, die Afrikaans is goedertieren. Ek sê, ek weet, Here, hy sê, hoe weet jy ek's kind? Want van ek so groot is, weet ek die Here is kind. Hy sê, hoe weet jy dit? Ek sê, ek weet nie, Here. Hy sê, jou pa was kind. Hy is die enigste persoon in my hele lewe, wat my altyd laat voel het, ek is iets spesiaals. Ek onthou, hy het my altyd, toe ek so kind was, ek het gevoel, ek is iets spesiaals in my, hoe my pa oor my dink en oor my praat. En daar's ander ouens wat paas het, weet het, ek begeer het, maar hulle was dalk wreed, en hulle was dalk hard op 'n manier waar hulle nie het wat ek gekry het van my pa nie. So ek wil net 20 minute met hom sit en vir hom sê, hoe trots is ek op hom, want hy het swaar gekry, ek bedoel, die verhouding tussen my en hom was nie goed nie, en wonderlik nie, want ek wil hom deliver, goed, omdat ek in die kerk goed, wil ek hom hande op lê en goed, en ek was so stupid, plaas ek net om lief gehad het, dis al wat ek moes gedoen het. En, maar, dis altyd in retrospek, en onthou 2020 vision, ne? Weet jy alles, ek wens ek het 20 minute saam met hom, net om te praat. En ek was about 4, 5 jaar oud, gereformeerde kerk, glad nie, kon nie voorbereid gewees het vir dit deur iemand nie, word ek in die middel van die nag wakker, met liefde so dik soos heuning, wat besig is om my te vul. Nou ek wil iets net regstel vanaand, en ek wil 'n paar dinge noem, maar ek wil hê, julle moet weet, waar is ek? As ek hierdie preekstoel gebruik, as 'n voorbeeld, en sê nou, dit is 'n lokomotief. Aan die lokomotief is daar waans. Ons noem die lokomotief geloof. Aan hom is gehak, ervaring, gevoel, die volgende was emosie,
Geloof is die lokomotief. Met ander woorde, dit gaan oor geloof, ek moet glo. Maar dis onvermydelik dat ek ervaring gaan hê. Dis onvermydelik dat ek emosie gaan hê. So, wat ek deel vanaand, deel ek nie net oor die emosies en die goed nie. Jy moet verstaan, my teologie gaan oor geloof. Dis geloof eerstens, en dit is so, ons voel nie altyd nie. En partykeer voel ons nie lekker nie, ons voel nie lekker nie. Maar ek word in die middel van die nag wakker, en hierdie liefde is so dik soos heuning, wees my te vul. Ek onthou dit soos gister. Grootste indruk van my lewe. Ek onthou ek het hom begin aanbid, onmiddellik. Ek is 4 jaar oud, maar ek weet, hierdie persoon moet ek aanbid. Omdat my teologie was Here en God. En ek het dan 5 keer gesê Here en 5 keer God, laat nie een van die twee moet uitvoel nie. Dit was my teologie. Vir my is dit 'n feit dat die Heilige Gees en sy persoon en sy teenwoordigheid is 'n werklikheid vir ons. Toe Christus voor hy opvaar en hy sê vir die mense, ek gaan iemand stuur net soos ek, en is goed dat ek weggaan, want ek kan net op een plek op 'n slag wees. Nie. Jesus kan net op een plek op 'n slag wees. Hy kon net, toe hy daar was op aarde, en op hierdie stadium is hy op een plek, en is in die hemel. God die Vader is in die hemel, maar die Heilige Gees is alomteenwoordig. Dis die groot wonderlike ding oor die Heilige Gees. Dis kom hy die kosbaarste is vir ons. Paulus beskryf 1 Korintiërs 12, hy sê, ons is almal deur een gees deurdronge. Dis die potensiaal wat ons het, is om so vol van hom te wees, om deurdronge te wees met die Heilige Gees. Dis in die dispensasie van die Heilige Gees wat ons lewe, ons op die stadium. God het beloof in Joël 2:28, toe sê ek gaan my gees uitstort op alle vlees. Jou seuns en jou dogters sal profeteer, jou diensmaagde, diensknegte sal ek my gees op uitstort, jou ou manne sal drome droom, jou jong manne sal gesigte sien. Hier praat hy van alle barriers wat daar is tussen geslagte, tussen ekonomiese stande, tussen ouderdomme. Hy sê alle vlees wil ek my gees op uitstort. Ons lewe in daai tyd. Die dispensasie van die Heilige Gees. Ek en jy kan enige plek in die wêreld gaan en die Here sal ons vul met die Gees daar as ons hom vra. Jy kan 'n aardbol vat, hierdie wat jy op jou lesenaar sit, wat so draai op 'n as, spin hom, prrr, toek, Honduras. Ek dink Honduras is 'n redelike badass plek. Jy vlieg so intoe, ek weet nie of hulle 'n lughawe het nie. Jy vlieg so intoe, jy klim af, en jy sê, Here, vul my met die Gees, daar sal jou vul met sy Gees daar. Jy sien die lewe wat ons het in hierdie tyd, in hierdie dispensasie van die Gees is, om Gods bewus te wees, en nie enigiets anders bewus nie. Ek kry mense baie jammer wat demoon bewus en duiwel bewus. En ek verstaan, daar is 'n plek vir bediening daar, maar pas op, die onderskeiding van geeste leer ons en maak ons bewus van sekere goed, maar dit net om jou bewus te maak, dis nie om jou te laat bly nie. Laat die vrede van die Here in jou hart heers. In jou wandel, in jou daaglikse wandel, laat die bewustheid van die Heilige Gees jou lewe oorheers. Bewustheid van God is omdat hy oral oor is, hy's alomteenwoordig. Sy begeerte is na hom. Volgens ek die skrif aangehaal het, Jakobus 4 vers 5, dink jy verniet dat die skrif sê dat hy wat in ons woon is begeerig na ons. Jy sien, God word aangetrek deur nederigheid, nie deur perfeksie nie. Perfeksie baie keer veroorsaak trots, waan. Vers 6 sê hy van Jakobus 4 sê hy, en God gee groot genade aan die nederiges, maar hy weerstaan die trotshart. Hy hou nie van trots nie. Dit is iets wat hy verwerp. Hy sê hy frustreer dit, hy hou glad nie daarvan nie. Nederigheid en gebrokenheid trek hom aan soos 'n magneet. Nou ek wil net 'n klip in die bos gooi. Ek dink meeste van ons wat vanaand hier is, daar's gebrokenheid in ons. Dis kom ons hier is. As jy also together het en alles is wonderlik, as jy vanaand die cricket kyk of wat ook al kyk op 'n aand, op 'n Saterdag aand, jy sal nie hier wees nie. Want jy soek die Here. En die Here soek jou, want hy trek ons. Wat 'n awesome
gedagte daaraan dat die Here jou trek in jou hart en vir my, vir ons, dis kom jy hier is. Daar's 'n gebrokenheid. En dis wat die Heilige Gees soek. Die Here trek soos 'n magneet, trek hy die Here aan. Gebrokenheid. So is nie perfeksie nie wat hom aantrek nie, maar is nederigheid en gebrokenheid. Die invulling met die Heilige Gees is God se wil. Efesiërs 5 vers 17 tot 18 sê, hy moet nie dwaas wees nie, maar wees wys. Vind uit wat is God se wil. Wat is sy wil? Sê hy vers 18, moenie dronk word van wyn nie, maar word vervul met die Heilige Gees. Nou dronk word van wyn nie, hoekom gebruik hy wyn? Paulus het niks teen wyn nie, hy het op 'n stadium van Timoteus gesê hy moet 'n bietjie wyn drink. Maar nou gebruik hy die vergelyking van wyn. Hoekom? Hy sê, moenie substances hê wat jy op leen nie. Wyn, drank, pille. Hy sê die Heilige Gees is beter. Dis God se wil. Moenie dronk word, daar's losbandigheid en dronk word van wyn, maar die Heilige Gees is beter. Dis kom ek sê vir mense wat met dwelms en goed, en is moeilik, en sou verslaaf is aan goed, jy kan ontslaa raak van die dwelms, maar jy moet iets in die plek af van hê. Die beter een is die Heilige Gees. Kom ek sê, as hy jou aanraak en hy besoek jou, en daar's 'n plek in die Gees, wat ons hom ervaar en beleef, wat niks kom by dit nie. Niks nie. Niks kom by dit nie, waar jy want nothing. Jy sien, ons praat van die sensitiwiteit teenoor die Heilige Gees. Dis eintlik andersom. Dis die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Hy is sensitief. Hy word in die Bybel vergelyk met 'n duif. En ek het toe ek jonger en stupider was, ek altyd gesê, die Heilige Gees skrik vir niks nie, man. Ja, hy skrik vir niks. Ek het altyd so gedink, so gepraat. Ek het regtig, maar ek is stupid. Hy skrik maklik. Hy skrik maklik. Hy is soos 'n duif. Hy is sensitief. Ek moet sensitief wees vir die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Ek sit op Pinksterdag, bedien ek by 'n kerk en ek's vroeg in Sensorië en ek sit in die kar en ek so bly ek kon bedien, wat 'n voorreg om op Pinksterdag te bedien oor die Heilige Gees. Ek sit en 'n duif vlieg reguit na my toe en hy kom sit hier by die windscreen op die kar. 'n Duif doen nie dit nie. Ek sit en ek weet ek kan nie roer nie. Ek gaan net sit. As ek roer, gaan hy vlieg. Die sensitiwiteit van die Heilige Gees. Hoekom? Want ons bedroef hom. Ons kan hom uitdoof. Jesus sê, ek gaan julle nie as wees agterlaat nie, maar ek stuur iemand net soos ek na julle toe. Hy gaan saam julle wees, hy gaan julle leer. Dis die parakaleia, as een wat langs jou inkom. Hy gaan julle leer, hy gaan julle lei, hy gaan herinner aan wat ek gesê het. Hy gaan met julle wees, hy gaan julle troos. Hy kom langs my en jou in, en hy's subtiel met ons, en ek het volgende daaroor gepraat, dat ons word nie deur hom getrek of gedring nie. Ek wens, dit was so, dat as die Gees my vul, dat hy my beheer. Ek wens dit was so. Ek wens dit was so. Maar hy doen nie. Hy beheer my sover ek hom toelaat. In 'n sin is dit vir 'n sad situation. Want ons laat hom nie altyd so mooi toe nie. Verstaan? Ons bedroef hom. Wat bedroef hom? Enigiets met verhoudings wat skeef gaan, bedroef hom. Want hy is liefde. So die sensitiwiteit van die Heilige Gees is wat ons moet verstaan in ons lewens. Hy is soos 'n duif, hy vlieg maklik, hy bedroef. Hy gaan nie weg nie, hy raak bedroef. Hy is nie dat hy weg, hy kry hom nooit weer nie, maar ons moet dit verstaan, weet hy is sensitief. En daar volgens lewe. Die woord praat van die vrees vir die Here. Ons weet daar skrifte, ons weet in Spreuke veral praat hy daarvan in Salomo skryf oor. Hy sê die vrees van die Here is die begin van wysheid. Dit is waarlik so. Maar wat is die kern van die vrees van die Here? Weet jy wat is die kern daarvan? Dis my sensitiwiteit vir die Heilige Gees. Ek wil hom nie hartseer maak nie. Dis die kern van vrees vir die Here. Ek wil hom nie hartseer maak nie. Ek wil hom plesier. Ek wil met hom wandel. Ek wil by hom wees. Ek wil hom ervaar.
wil sy wese ervaar. Die Here sê eendag vir my, jy moet bietjie meer soos ek lyk. Ek sê, Here, hoe lyk jy? Hy sê, ek sê jou wys. Onthou ek vroeg die oggend by 'n panel beaters, ek het my kar gestamp, ek het 'n oogoperasie gehad, ek kon nie lekker sien nie. En ek het my spieeltjie afgery, vroeg die oggend op pad kerk toe, ry my regte spieeltjie heeltemal af. En ek is by die panel beaters, en ek staan daar rond, en daar's 'n vroutjie, is vroeg die oggend, sy's besig om die vloere skoon te maak, maar die emmer water wat sy het, kan ek sien is warm, want die stoom kom uit. En ek kry die gevoel, ek wil met haar gaan gesels, ek staan met haar gesels, maar wat 'n persoon, hè? Wat 'n persoonlikheid, 'n gesels, en ek ervaar hierdie interaksie, en ek praat, en ek ervaar hierdie liefde, en ek stap weg, die Here sê vir my, dis hoe ek lyk. Dis hoe ek lyk. God is liefde. Jy het gevra, hoe lyk ek? Jy moet bietjie meer soos ek lyk, dis hoe hy lyk. As jy die oggend opstaan, en jy besluit, almal wat jy gaan teekom, gaan jy lief hê, met jou hart uit. Nie net liefde bewys nie, van ons verskil, van ons kan vriendelik wees, maklik, ander kan nie. Maar net om te besluit te neem, ek gaan lief hê uit my hart uit, en ek gaan nie terugvoering verwag nie, want die terugvoering is altyd goed nie. Kom ek gaan nou iets sê, weet jy wat sad vir my? Ek groet mense. Wie weet groet my baie vriendelik terug, die swart mense. Van die boere mense, ek groet jou nie. Dis 'n sad story. Want weet jy, ons kan in die oggend opstaan en sê, Here, ek het besluit, ek gaan almal wat ek teekom vandag lief hê. Doen net dit. Jy het 'n hele volle dag van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Want hy like dit. Die mens by die til, die ou wat skoon maak, die karwag, die vrou wat tee maak, die CEO van die company. Almal. Sê, Here, ek gaan vandag mense lief hê. Jy het hulle net lief uit jou hart uit. Jy hoef nie alles te wys nie, want van ons kan nie mooi wys nie. Jy kry as jy 'n sekere karakter soort is, dan as jy nie vir die ou se voete kyk nie, kyk dan daarom hier bo by sy das, dan weet jy die ou hy het al baie gevorder in sy koneksie met mense. Jy kry so, maar as jy daas, hê net 'n besef in jou hart en 'n besluit, sê, Here, ek gaan die hele dag mense lief hê. Ek daag jou uit om dit te doen. Jy het 'n volle dag van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Kom ek sê vir jou, wat is die teendeel hiervan? Groot kokkedoor uit groot kerk in Amerika. Ek hoor hom praat, ek hoor hy praat oor die Heilige Gees. Ek is geïnteresseerd en ek wil graag hoor. Hy vertel hierdie storie. Hy sê hy gaan staan in 'n supermarket. Dan gaan staan hy en dan raak hy bewus van God se teenwoordigheid en dan raak hy en dan besef hy die krag van die heerlikheid van die Here is op hom en die mense word bewus van hierdie wonderlikheid met hom. Wat 'n egosentriese storie. Dis vir my 'n daisy besigheid. Die vrug van die Gees. Liefde, ontmoedigheid, vriendelikheid. Dis die manifestasie van die Heilige Gees. Nie daai egosentries goed van, kyk hoe wonderlik het ek geword en die Here, ja, ek dink aan die Here en ek vra hom, hy vul my en hy's daar, maar dis nie die doel daarvan nie. Die doel daarvan is van dat ek en jy, hy sê, by the love for each other, they will know that you are my disciples. Nie van jou wonderlikheid vir mekaar nie. Hoe erg wonderlik het jy geword en hoe jy nou dit en so nie. Daar's trots in dit betrokke, maar gebrokenheid sal maak het ons sê, Here, ek wil myself verloor eerder, maar ek sal lief hê. Gaan probeer dit bietjie. Hele dag vol van die Heilige Gees. Jy net mense lief. So simpel soos dit. Dink jy ons kan so 'n simpel ding doen? Ons kan, ja. Dis eenvoudig, ons kan. Die sensitiwiteit van die Heilige Gees, ek en jy, ons bewustheid van hom, sy teenwoordigheid, sy manifest presence, sy manifesterende teenwoordigheid is iets wonderliks
om na te streef en die Here te vertrou daarvoor. Ons belewe dit nie altyd nie. En ek dink as ons eendag in die ewigheid is, gaan ons dit heeltyd hê. Daarom gaan jy niks wil hê nie. Jy sal hierso sê, as ek eendag daar is, gaan ek bietjie die Here dit en dat vra. Kom ek sê vir jou, as jy daar is, jy worry niks nie, jy gaan vergeet wat jy wil vra. Want sy manifest presence, wanneer hy sy teenwoordigheid bekend maak aan ons en hy kom besoek ons, dis iets anders. Ek weet hy's in ons en ons by die geloof, hy is in ons en hy's daar, maar sy manifest presence, ek en Nelia, laas Desember, is eintlik laas Oktober, toe hoor ons, die huis waarin ons bly, gaan hulle verkoop, die eienaars. Ons bly baie lekker daar, en my geloof was dat iemand ryk moet net kom in die huis koop, en dan sal ons hom by hom huur, iemand wat ons ken. Dit was my geloof, dat ons net daar kan bly, want ons bly baie lekker daar. Daar was nie 'n manier, dat ons die huis kan koop nie. Weet jy, dat die banke, vir my wat 64 jaar oud is, wil nie vir my 'n 20 jaar lening gee nie. Kan jy dit glo? Moenie so lelik lag vir my nie. Jy lag nie lelik, maar jy lag lelik vir my. Ja, daar's nie 'n manier dat ons 'n huis kon, so ons, my geloof is, en ons besoek hier in Tsenin, by 'n kerk, die Christian Family Church, ons bedien daar, en Jaco Jacobs, ons vertel hulle van die storie, en Jaco, die gees van die Here kom op hom, en hy profeteer oor ons. Hy sê, Joe, die Here gaan julle daai huis gee. Nou kyk ek van Nelia en nou dink ons bietjie anders, ons begin ons geloof bietjie, want ons het nie idee, ons het nie 'n manier dat ons dit kan doen nie, ons kan nie, nou begin ons bietjie glo, maar ons is sad. Ons is heel Desember sad, nou, ons sê vir die Here sad, nou hier is iets wat ek net hê met u, ek wil nie jou offend nie, maar moenie te sterk wees voor die Here nie, ons kan jou nie help nie. Moenie te sterk voor die Here wees nie, as jy sad is jy sad, verstaan? Ons was sad, ons sê Here, ons is sad. Ons wil nie weggaan nie, ons weet nie hoe gaan dit gebeur nie, hoe gaan die ding doen nie, en hoe gaan die maak nie. Die heel Desember, ons luister na Moby se liedjie, Why is my heart so sad, why is my soul, jy kan bietjie luister, is 'n baie mooi liedjie, maar sy chorus sê, He opens doors, yes, ons het daai ding, He opens doors, en ons, einde Desember, ons nagmaal, is 'n Saterdagmiddag, elke Saterdag as ons bietjie oop is, dan hou ons nagmaal, en die Saterdagmiddag hou ons nagmaal, en hy's daar, net so, ons val op ons aangesigte, ek kyk vir Nelia, ek sê vir haar, al kry ons nie hierdie huis nie, het maak nie saak nie, hierdie is flippend amazing, dis die manifest presence van die Here, maar weet jy wat, as ons nie sad was nie, en ons nie swak was nie, kon die Here ons nie aanraak nie, as ek te sterk was, sê nou, ek het hierdie goed gedoen, ek klim hierdie huis, en ek slaan penne in om die plek, en ek gaan dit, en die Here gaan dalk in sy genade het van gee, want hy's goed, maar ek gaan nooit sy besoeking hê nie, never, hy gaan nie my besoek in daai omstandigheid nie, van klim en ek vat hom en ek daar, stap eens, so, dit gaan nie werk nie, ons was sad, Elia, hy vind homself onder 'n besembos, hy sê, Here, ek wil nie lewe nie, ek wil sterf, die Here sê nie vir hom, jy moet reg konfes nie, jy konfes verkeerd nie, hy stuur 2 keer engele om te bedien, as jy sleg, jy bang is, sê, Here, ek is bang, Here, ek kry swaar, dan kan hy jou help, want dis 'n helse lewe as jy op jou eie is, en jy moet alles op jou eie, moet jy reghou, en die Here kan jou nie help nie, dis 'n helse lewe, dis waar party ons is, en hulle dink, dis pad van geloof, hulle geloof is in hulle geloof, nie in die Here nie, jou geloof is in die Here, wanneer jy sê, Here, ek is planke toe, voel nie lekker nie, ek is nie gebless nie, asseblief Here, en hy kom reël, en hy raak jou aan, sê, ek en Nelia, die Here, you want nothing, dis my strewe, dat ek, Here, ek wil daar wees, ek wil nie u hartseer maak, want ek soek u teenwoordigheid in my lewe, op daai manier, vir niks anders, as om u liefde te ervaar in my lewe nie, niks anders is dit nie, is nie om te staan in 'n plek, en mense dink ek is wonderlik nie, dis 'n bad plek om daar te wees, dis egosentries, dis 'n bad plek, om daar te wees, weet jy wat gebeur met mense, wat se geloof in hulle geloof is, nie in die Here nie, wanneer op hulle sterfbed lê, en hulle
kry 'n siekte wat hulle gedink hulle nooit sal kry nie, want hulle geloof is so groot. Dan kry hulle baie swaar, want hulle twyfel kwai. Maar die ouens wat nie eens mooi weet van al daai goed nie, en hulle weet net die Here en hulle harte is by die Here, hulle sterf maklik. Ek was by baie sterfbeddens, ek weet. Moenie dat jou geloof in jou geloof wees nie. Jou geloof is in die Here, hy's reël. Die Heilige Gees is reël. Hy kan jou reël help, as jy reël moedeloos is. Maar as jy heeltyd sê, as iemand jou vra, ja, ek is gebleste en gewaste, en ek is dit en daai. Ek kry jou jammer, want jy kan nie heeltyd so aanhou nie, een of ander tyd gaan jou wiele afval. Maar as jy besig op 'n plek, wie sê, Here, my lewe, dis kom die Heilige Gees, het 'n begeerte om ons te vul, en God het 'n begeerte om ons te versterk. Daarom sê hy, vind uit wat is sy wil, wat is sy wil? Sy wil is dat ek gevul word met die Heilige Gees. Die woord gevul word met die Heilige Gees in die Grieks, dit is belangrik, is om gedurig vervul te word, soos nie eenmalig nie. Dis gedurig. Weer en weer. Weer en weer. Die heiligmakingsproses in ons lewens is deur die Heilige Gees. Ons kan nie onsself nie. Ek en jy kan nie onsself regkry vir die Here nie. Ek en jy kan nie 40 dae gaan vas en dan kom ons daar uit, dan ons nou gaan die Here, ons kan nie dit doen nie, dit werk nie so nie. Die Heilige Gees doen die heiligmakingsproses in ons lewens. So sy invulling en sy gedurende wag op hom en ons afhanklikheid van hom en sy werk in ons bewerkstellig dit. Hy sê in Hebreërs 2 vers 11 'n baie mooi ding. Hy sê beide hy wat mense heilig maak en hulle wat geheilig word, is een. Dan sê hy, en ek skaam my nie vir hulle om hulle broers te noem nie. Hy skaam hom nie vir jou nie. In jou onvolmaakte toestand, in ons proses waar hy besig om ons heilig te maak, sê hy, ek en jy is een. Joe, jy is nie perfek nie. Joe, daar is baie werk aan jou, maar jy is een met my. En ek het is 'n proses van heiligmaking met die Here. Dis hoekom, ek wil nie hom bedroef nie. Dit maak dat ek goeie besluite neem. Dit maak dat ek nie stupid besluite, nie goed besluit en mense seermaak en hom seermaak en hom wil bedroef nie. Maar ek wil hom behaag met my lewe. Dis die kern van vrees vir die Here. Jesus staan in die midde van 'n klomp mense. En hy spreek hulle aan, hy sê vir hulle, julle wat boos is, hier is in Lukas 11, as julle wat boos is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee. Hoeveel meer te meer sal die hemelse Vader nie vir julle wat boos is, sy gees gee as julle tot hom bid nie. Die letterlike vertaling daar is vra. Hy sê, you are evil, know how to give good gifts to children. How much more will the Heavenly Father give you His Spirit if you ask Him? Die woord boos wat hy gebruik is peneros in die Grieks. Dit beteken, jy is sleg, maar jy hou nie daarvan om alleen sleg te wees nie, maak almal om jou ook sleg. So hy gebruik 'n redelike ernstige peneros. Klink ook nie lekker vir my nie. Peneros. Hy gebruik 'n sleg hier vir hierdie ouens wat hy mee praat. Hy sê, julle wat peneros is, wat so flip en sleg is, as julle die Vader vra, gaan hy vir julle wat so sleg is, sy gees gee. Hierdie is 'n wonderlike konsep, maar dit maak dat ek en jy nie hoef 40 dae te vas vir die Here om ons te vul met sy gees nie. Ons moet hom vra. Die vraag is, hoe weet ek is gevul met die gees? Ja, baie keer voel ons dit, maar baie keer doen ons nie. Kom ek beloof vir jou, meeste van my tyd in my lewe, as ek wag op die Here, voel ek dit nie. Meeste van die tyd doen ek nie. Ek wens ek het, ek kan nie sê ek voel dit altyd nie, ek voel meeste, maar ek weet, hy vul my. Hoekom? Want Jesus sê, as jy my Vader vra, sal hy vir jou sy gees gee. Jesus sê in Johannes 7, hy leer ons, hy sê, op die laaste dag van die fees, hy sê, almal wat dors het, kom na my toe, ek sal vir julle lewende water gee, en kom drink. So hy leer my van dit, ek moet drink. So dis 'n kinderlike geloof, want die proses is drink, so ek en jy moet drink. Dit gaan oor om vol te wees van hom, is drink. Wat kom daar uit? Ek raak vervuld met die Gees, die gawes van die Heilige Gees kom daar uit.
die vrug van die Gees wat die belangrikste is, om mense te kan lief hê, dat die Here hulle bewus word van God se teenwoordigheid, van die liefde in jou, nie jou awesomeness nie. En hy awesomeness is kort van lewe, en dit maak ou siek, want ons kerke raak siek van dit, van mense is te awesome. As 'n kerk en organisasie mense verheerlik in plaas van God, dan moet jy ver weg hardloop van dit af, beloof jou. As God nie verheerlik wil, maar mense word, hulle word al hoe wonderliker, en dit maak my hartseer, want 'n jong Christen kom in, en hulle kyk na hierdie ouens, en hulle, dis hoe ek moet word, verstaan? Nee. Sy wil is vir my en jou, en sy vind uit wat is sy wil, dat ek vervul word met die Heilige Gees. Nie eenmalig nie. Hoekom is dit nie eenmalig nie? Hoekom kan ek nie sê, in 1982, is ek gevul met die Gees, en ek hardloop nog steeds op die fumes nie, verstaan? Hoe kan ek dit sê nie? Hoekom is dit? Hy wil hê, ek moet afhanklik van hom wees. Ek is afhanklik van hom. Ek kan nooit onafhanklik van die Vader wees nie. Dis hoekom ek kan nooit 'n skrif vat uit die Bybel en hom quoteer en sê, hy die Here moet dit, hy moet niks. Ek is heavy afhanklik van hom om met my te praat en vir my iets te sê. Ek is heavy afhanklik van my omdat hy sy skrif sal bevestig in my lewe. Ek is verskriklik afhanklik van hom dat hy my vul met sy Gees op gedurig, dat ek kan vol wees van hom. Dit is ek afhanklik vir. Anders kan ons net sê, okay, boys of girls, kom ons vul hier die monkey puzzle in, maak van die regmerkies wat jy al sal sien, yes, hierdie is meer regmerkies as vir kruisies, yes, jy is op 'n goeie plek, man, go for it, ja, moenie my worry oor niks nie, worry oor die Here of niks, jy is op 'n goeie pad, go for it, dis hoe mense doen, ons is afhanklik van hom, ons moet gedurig wag op hom, dat ons gevul word met die Gees, hulle wat op die Here wag, Jesaja 40, hulle wat op die Here wag, kry nuwe krag. Selfs die jongelinge raak moeg, hulle struikel. Maar hulle wat die Here wag, word soos die arende, die hulle vleuels opgerig, word hulle opgerig. Hulle kry nuwe krag. Maar nie hulle wat vermoeid is, die Here nuwe krag gee. Nie hulle wat hulle skyn soos die sterre, wat wonderlik is. Die Here kan hulle help nie, hulle is te wonderlik. En die mooie is wat Jesus sê, julle wat boos is, hy sê nie, ek wil julle ouens adresseer nou, ek weet julle ouens het, julle het deur die ding gekom, julle het deur die smeltkroes gekom. Julle ouens wat hier om my staan, lyk dan vir my baie mooi. Julle kan ek sien, is soos goud gelouter. Nee, hy sê julle Paneros ouens. Die Here wil julle vul. Dit help my, want dit maak dat die standaard is op so 'n stadium, want ek voel ook, ek is ook daar, hè? Ek voel ook daarom, ek is ook iemand, ek is ook 'n kandidaat, verstaan? Anderster is dit, wonder jy, het jy al die kriteria, het jy dit nagekom, of, maar ek is daai kandidaat, want ek is ook 'n Paneros, verstaan? Ons almal is 'n Paneros op 'n manier, kleintjies en grootes, maar ons Paneros is jy. Die Here wil jou vul, want die heiligmaking wat die Heilige Gees doen, is God se heiligmaking. Hy maak my soos wat hy wil hê ek moet lyk. Die heiligmakingsproses, 'n kort pad vir bevryding vir jou, as jy moet goed sukkel. Die Heilige Gees. Counseling het sy plek, in bevryding en goed het sy plek, maar kom ek sê vir jou, die beste bevryding wat jy kan hê, is om die Heilige Gees toe te laat. Hy's 'n consuming fire, hy's 'n verterende vuur. Hy brand die dros in ons lewens uit. Laat hom toe en respekteer hom in jou wandel, gaan jy agterkom, hey, die Here is besig om 'n werk in my lewe te doen. 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 18 is volgend daaroor gepraat. Hy sê, waar die Gees van die Here is, of waar die Gees is vryheid, en die Here is die Gees. En ons met onbedekte aangesigte reflekteer die heerlikheid van die Here, word verander deur die Gees wat God is, die Here is, dag na dag van heerlikheid tot heerlikheid. Verander hy ons. Hy bewerk die heiligmaking in ons. Hy laat dit toe, hy bewerk dit. En dan die mooie is, Hebreërs 2 vers 11,
beide hulle wat geheilig word en hy wat heilig is een. Dis nie soos ek en Malema nie. Ons is so. Dis hy en dis ek. So. Hierdie is so. Ons is by mekaar. Hy sê ons is een. En ek skaam my nie vir hom nie, of haar nie. Skaam my nie. In ons toestand waar ons is, en ek en jy, in sy werking, as ek en jy net kan sê, Here, ek wil toelaat, dat U my verander, dat die heerlikheid my kom, dat die heerlikheid my aanraak, dat U my vol maak met U, Here. Ek wil iets noem, en ek wil spring na, heeltemal, is nie heeltemal iets anders nie, maar die teenwoordigheid van die Here in ons, en ons verhouding met die Vader. Romeine 8 vers 15 sê, deur die Gees roep ons Abba Vader. Galasiërs sê, en die Gees roep Abba Vader. So ons roep Abba Vader, en die Gees roep Abba Vader. Die Heilige Gees wil ons met die Vader herenig. Want ons kom van die Vader af. Maar hy wil ons herenig, hy wil die Vader ons openbaar. In splitsekondes doen hy hierdie goed. In splitsekondes. Ek verstaan dit goed, meer as enige anders, of net soos baie ander. Ek het nie 'n vaderfiguur gehad nie. My pa, my oupa, dit is my baie moeilik is, nie daarop ingaan nie, maar ek het regtig gesukkel, maar die Vader God, die Heilige Gees connect ons met die Vader. En mense sukkel, want baie mense, as ons praat van die Vader, en dan maak jou oë toe, dan sien jy jou oupa wat jou gelol het. Verstaan? Met my pa en sy pelle, ek het nou nog gevrees dat ouer mans my sal lol. Anyway, is dit 'n joke gewees. Maar ek was regtig, my pa met sy 60ste verjaardag, toe hou die moffies van Pretoria vir 'n groot party. En hulle het so 'n pink troon op 'n swembad gehad, so, en hy het op hom gesit. En het ek agtergekom hoe voel van die girls as die ouens na hulle kyk. Ek en my swaartjie loop so, jy weet nie hoe om te loop nie. Die ouens sê, "Jessie, jy het mooi gebou," en so. Dus jy weet nie om te boeien, is my sy pelle, verstaan? Dit was, nou, ek shame aan my pa, anyway. So, vaderfiguur was my 'n moeilike ding, ek wil nie dit verstaan. Maar in 'n splitsekonde, Heilige Gees, connect hy ons, en ek wil vanaand, wil ek prakties hê, ons moet in dit gaan. En ek Here toelaat, maar as iets anders wat mooi is. Wanneer ons bid, die Here Jesus leer ons om te bid. Ek luister hoe mense bid. Jy hoor mense bid, dan sê, liewe Jesus, en Jesus, en dan praat hulle so. En dis nie na wie ons bid nie, ons bid na God die Vader. Jesus leer ons, dat deur ons bid, in die Heilige Gees, deur Christus, tot die Vader. Hy wil ons, want die hele werk wat Christus gedoen is, om ons te reconcilieer met die Vader. Nou die Vader lyk nie soos niemand nie. Hy lyk soos niemand. Hy is 'n gees. Jesus is in 'n menslike vorm, hy is in die hemel. Maar die Vader, God, is 'n gees. Hy lyk soos niemand. So wanneer ons praat van die Vader, moet jy nie in jou kop dink, dan sien jy vir oom Tini wat jou gelol het of iets nie, is niks met dit. Hy lyk nie so nie, hy sal nooit nie, hy is heeltemal, want hy is 'n gees. Die Vader God. So vanaand, as ons praat van die Vader, en ons praat van ons konneksie met ons, moet ons kan gaan na Matteus 6, en Jesus wat ons leer om te bid. Ons moet daar gaan. Die Heilige Gees wat betrokke is. Romeine 8:26, hierdie is 'n groot ene, en ek wil baie graag dit eers deel, want dis hierdie twee hardloop saam, Romeine 8 en Matteus 6, is so na aan mekaar. Het gaan oor gebed. Paulus skryf, hy sê, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit himself intercedes for us with groans that words cannot express. Hy sê, ons weet nie hoe om te bid nie. Paulus sê dit. Ek het nie dit geskryf nie. Paulus het dit geskryf. Hy sê, ons weet nie wat om te bid en hoe om te bid nie. Nou, ek het 'n keuse en jy het 'n keuse. Ons kan onsself skaar by die ouens wat gelukkig is, meer gelukkig as Paulus, arme Paulus. Hulle het nie hierdie Amerikaanse kursus van gebed bygewoon nie. Hulle kan bid, daai ouens hoor. So, Paulus is ongelukkig, en
En as ek en jy, as ons moet staan, ek moet kies tussen Paulus, dan weet ek ook nie, is my moeilik, want hierdie ouens met 'n kwaai kursus, weet, en hulle weet hoe om te bid. Ek kies Paulus. Ek kies wanneer ek bid en sê, Here, ek weet nie. Want weet jy wat gebeur daar? Is die volgende. Hy sê, we do not know how to pray for, but the Spirit helps us in our weakness. So ek sal eerder swak wees. Ek wil nie sê ek weet nie. Ek sê, Here, ek is eerder swak, dan kan hy my help. As ek die kwaai kursus gedoen het, en ek weet hoe, het nie nodig om my te help nie, maar ek wil eerder hy moet my help. We don't know what ought to pray for, but the Spirit himself intercedes with groans that the words cannot express. Hier is nie tale nie. Dis wanneer ek en jy bid, dan skop die Heilige Gees in. En hy begin goed bid, wat ek en jy nie eens aan dink nie. Nou hoor die volgende. And he who searches our hearts, wie is dit? Is die Vader. Knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance to the will of God. Volgens die wil van God tree in. So ek bid, my simpel gebedjie, jou eenvoudige gebedjie, moet dit nie vlak kyk nie. Moet dit nie vlak kyk nie. Want wanneer ek en jy God nader, en ons bid tot hom, dan skop die Heilige Gees in. Dis die groot verskil tussen die gebed en die gebed van iemand wat sê, ek weet hoe, ek het nie nodig dat God my help. Ek het ouens gehad in 'n groot kerk, ek noem nie name nie, want ek het geleer, ek moet nie dit te doen nie, die Here het my erg bestraf. So ek noem nie name nie. Dis jare terug, Pastor Ed Rybert het siek geword. Dit was my vorige senior pastoor by Hatfield. En ons wil bid, hy bel die ou. Groot krokodil, hy lewe nog, en is groot krokodil. Hy sê, moenie bid vir hom nie. Ek sê vir julle nou, moenie bid nie. Ons weet hoe om te bid. Wag, ons gaan nou, ons weet hoe om te bid. Dit is fantasties, as jy sulke ouens ken. Hulle weet. Dit is fantasties. Lo and behold, hy het gebid van oom Ed is 'n week daarna dood. Met hulle gebiddery. So ek sal my eerder skaar by 'n plek waar ek sê, Here, ek weet nie. Ek is swak, eerder, laat U, Heilige Gees, inskop in my lewe. Dis bietjie anders as wat ons dalk heeltyd leer, en hoe moet ons wees, en hoe wonderlik moet ons wees. Paulus nader die Here in 2 Korintiërs, hy sê, Here, vat hierdie weg, Satan slaan my met die vuis. Ek het doring in my vlees, Here, help my met dit. Die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. My krag word volbring in jou swakheid. Soos ek voor God kom en ek sê, Here, ek is swak, ek weet nie hoe om te bid nie. Ek weet nie regtig, ons bid saam, en ek en Nelia, nou bid en wonder en Jesus, het ek al die kinders, ons het baie klein kinders en kinders, het ek almal se name genoem, weet, en mense, die weet nie altyd of jy, hy skop in. Hy bid volgens die wil van God. Hy skop in. Hy bid volgens die wil van God. Dit verander ons gebede heeltemal. Dis kom jou eenvoudige gebed, wat jy dink miskien, Jesus, ek het nie die kwaai woorde en goed nie. Dit het niks daarmee te doen nie. Niks. Luister wat sê Jesus, hoor wat hy hier sê, hoor wat sê Jesus oor gebed. Hy begin om te sê, and when you pray, do not be like the hypocrites who love to pray standing in the synagogues and streets, corners, be seen by men. Wonderlik bid hulle. I tell you the truth, they receive the reward in full. Hulle reward gekry. But when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who sees in the unseen. Want hy wat sê, Paulus geskryf, en God die Vader wat sien in die geheim, hy lees die briewe wat die Heilige Gees op ons hart skryf. He will reward you. And when you pray, do not, hier kom ons by 'n groot ene. Ekskuus vir hierdie, dis Jesus wat geskryf, ekskuus hy het hierdie goed gesê, hoor. Regtig ekskuus, want ek kan jou dalk offend. Ek is baie jammer, Jesus het hierdie gesê, ek wens hy het anders gesê, maar hier was hy sê oor gebed. Luister wat sê. And when you pray, do not keep on babbling like the pagans. For they think they are heard because of their many words.
Hy herhaal, do not be like them. For your Father knows what you need before you ask him. Why? Want die Heilige Gees tree in en die Vader lees dit, want ek weet nie hoe nie. Maar nou dink ek deur my baie woorde, 'n herhaling van woorde. Ek was al in bidure goed in die kerk. Dis verskriklik. Dis verskriklik. Weet jy wat is die baie woorde goed? Dis 'n teken van ongeloof. Geloof is dit, hy sê, moenie baie woorde gebruik nie, jou Vader weet, as ek glo die Vader, as ek glo die Heilige Gees tree in, dis ware geloof, laat jou woorde min wees, maar laat hom toe, ek bid, maar ek laat hom toe, Here, ek laat U toe, om in te tree vir my, terwyl ek bid, Vader God, ek bid tot hom, en die Heilige Gees toelaat in my gebed, dit verander ons gebede heeltemal. Dit verander ons gebede heeltemal. Dis kom Jesus, het toe hulle vra, leer ons om te bid, hy vertel al hierdie goed, en hy leer die Onse Vader. Jy kan dit bid in 15 sekondes. Sê, hoekom so kort gebedjie, Here? Dit gaan nie oor jou baie woorde en jou wonderlikheid nie. Dit gaan oor die Heilige Gees wat vir jou intree, wanneer jy bid. Dit is die awesomheid van die Heilige Gees in ons. Dit is die awesomheid van God in ons. Dit maak ons kleiner en hom groter. Dit werk vir my beter. Ek moet eerlik mee wees. Dalk werk dit vir jou beter as dit, daai en daai wonderlik en dit en daai. Dalk werk dit vir jou, hierdie werk vir my beter soos die woord ons leer. Maar mense hou nie daarvan om by die woord te hou nie, hulle wil beyond die woord gaan. Iets anders en wonderlikers en die wonderlikheid kry net geen eind nie. So ek skaar my by die plek waar ek sê, Here, vul my met die Gees. Ek wil hê, en ek gaan iets met die deel nou wat, dis nog erger as enigiets wat ek nog ooit gedeel het vanaand. Ek wil hê ons moet wag op die Here, maar hier is die ding. Ek wil hê, wanneer ons wag op hom, en laat hy ons vul, wil ek hê, ons moet nie langer as 5 of 10 minute wag nie. Sê, yes, Joe, nee, dit kan nie so werk nie. Jy moet daarom jou tyd insit. Dis waar ons 'n fout maak. Die Here wil jou vul meer as wat jy gevul wil wees. En hoekom sê ek 5 of 10 minute, want jy kan dit weer doen. Maar as ek vanaand vir jou sê, yes, ons gaan nou, kom ons kap die volgende uur. Jy kan 'n uur vir die Here gee. Sê, ja, ek kan. Nou sit jy, nou dink jy, ek gaan myself moet pys, want ek weet nie of ek het gaan maak nie, want ek het ADHD of iets, ADHD, ek het rooi mere in my broek, ek gaan nie, broer, daar is nie 'n way nie, wat sê jy broer François? Daar is nie 'n way nie broer, ek weet nie of ek het gaan maak nie, ek is nie ou wat, ek kan nie sing, ek like nie, ek kan bid en so, aanbidding is nie vir my sang nie, net sang nie, sang ook, maar aanbidding het vir my anders om God, die Vader te aanbid en hom, is my anders ook, so ek sing ook, maar ek kan nie ure lank sing nie. So ouens wat my ure laat, weet wat doen ek pys myself. Ek pys myself. Maar as jy vir my soos vanaand sê, ons sing 4 liedjies, ek gee my als vir dit. Regtig, ek kan myself gee vir dit, maar ek kan nie daai, ek kan nie, is ek, sorry vir dit, ek seën jou as jy anders is, en ek regtig bly vir jou, en daar's niks meer fout met jou nie, ek is net anders. Want ek pys myself. Maar nou vanaand wil ek vir jou sê, kom ons wag op die Here 5-10 minute. Kom ons maak dit, ek gaan 5 minute. Ons wag op hom 5 minute, dat hy ons vul. Jy hoef nie jouself te pys nie, is kort, verstaan jy? Ek jou als gee. Ek wil nie met jou als gee, verstaan, dis nie 'n lang storie. Ons gaan in stilte eers die Here wag. Dis belangrik om in stilte die Here. Musiek speel 'n rol, ja. Maar jy moet leer om in stilte op die Here te wag. Sê, Here, ek wag op U en ek drink U in. Weet jy wat 'n mooi ding het ek geleer? Ek het gewag op die Here, al dan dwaal my gedagtes verskriklik. Ek kan nie het. Ek wag en sê, Here, vul my met die Gees asseblief, nou wag ek en ek drink in. Nou dink ek, yes, ek moet onthou, my kar se tyres moet ek change, elke 10.000 kilos, moet ek hierdie voorstes agter, nou kan ek nie onthou, het ek die voorstel, of het ek hulle oor kruis geruil, ek kan nie onthou wat ek, en
ek het ontsteld geraak. Die Here vra my, wat maak jy? Ek sê, Here, ek is ontsteld, ek is so jammer. Hy sê vir my, ek woon nie in jou gedagtes nie. Jy kan dink wat jy wil. Ek is 'n persoon, ek woon nie in jou gedagtes nie. Psalm 139, die Afrikaanse ou psalm. O berge en in dale, oor is God, waar my gedagtes ook mag dwaal, ook daar is God. Ken jy daai psalm? So wat ek doen nou is, as my gedagtes dwaal, ek bring dit weer terug, ek raak nie ontsteld nie. Ek sê, Here, ek slaai ding van die kar uitsort. So, skryf neer. Wag op ie, ek drink hier in. Ek drink hom in. Maar dis 'n kinderlike ding om te sit, sê Here, Jesus sê ons moet drink, so ek drink hier in, Here. Vul my wese. Ek drink hier in, Here. Vul my wese. Net dit. Ons doen dit vir 5 minute. Ons doen dit gereeld, moet dit nie elke dag doen as deel van jou stilte tyd nie doen nie. Dan word dit 'n ritueel, dis nie 'n ritueel nie. Jy moet dors wees. My siel dors na U, o Here, skryf Dawid. Soos 'n hert dors in dorre streke, so dors my siel na U. Jesus sê, almal wat dors het, kom. So ons los, dan op 'n stadium sê Jesus, ons 'n bietjie, ons is dors. Ek wil wag op hom. Vul my Here met U Gees. Ek wil jou uitdaag om hierdie gereeld te doen en sien wat gebeur. Want hy sê, wat is God se wil? Sy wil is dat ons gedurig deur vervul word met die Heilige Gees. Dis sy wil. En ek wil jou uitdaag, Peneros, Here sê, as jy die God die Vader vra, hy sal jou wat sleg is, vul met sy Gees. Want hy kan my maak soos wat hy wil hê ek moet wees. Ek kan nie myself maak nie. Ek kan nie, dit help nie as ek vas of wat ook al, dit help niks. Dit help niks. Die Heilige Gees se werk. Sy werk in my. So ek wil hê ons moet, kan jy eers saam met my staan asseblief, en jy kan sit met die babatjie, nie hoef te staan met dan, hoor. Maar as die wat kan staan, jy kan ook sit as jy wil, want jy gaan al dalk wakker maak, as hy is wakker. My staan, dat ons saam bid net tot die Vader. Kan jy agter my aan bid asseblief, sê Vader, ek het U lief, Here. Ek loof en ek prys U. Ek eer U, my Vader. U is my Here. U is my God. U is die Almagtige. En ek aanbid U, Here. Ek vra U, Vader, in die naam van Jesus, vul my met U Gees. Ek drink U in, Here. Ek wil hê jy moet gaan sit en gemaklik wees. Ek stel dit voor. As jy wil lê voor op die mat, jy is welkom, maar ek wil jy moet sit en wees gemaklik en drink hom in. As jou gedagtes dwaal, onthou hierdie, hy woon nie in jou gedagtes, hy is nie gepla oor jou gedagtes nie. Hy is 'n persoon, hy wil jou vul. Hy wil jou volmaak. Ons lewe in die dispensasie van die Heilige Gees. Ons lewe in 'n tyd wat ons die potensiaal wat Paulus skryf, ons is almal deur een Gees deurdronge. Here, deurdring ons. Maak ons deurdronge van U. Maak ons vol van U, Here, asseblief. Ons drink U in, Here. Ons drink U in, Here. Maak ons vol van U, Here. Ons drink U net in. Ons drink hom in. Drink hom in. Om ons te help in die Gees, dat die Here deurbreek in ons, want sien as ons in die Gees vervul is, dan okkupeer die Heilige Gees ons verbeeldingsarea. Dis waar ons kreatief is en hy okkupeer dit. En as ons dan verbeel, ek wil hê met jou verbeel, as jy sê Vader, dan luister jy en verbeel jy jou, hy sê my dogter, my seun. Ek wil hê dit doen. En daarna gaan ons weer sê Vader, dan wil ek hê jy luister, want jy maak hy pad oop. Die Heilige Gees wil die Vader aan ons voorstel. Wat agter my sê, Vader, wil in jou hart hoor, my seun, my dogter. Gryp dit net vas. My seun, my dogter.
Kom ons aanbid, sê Vader, Vader, luister in jou hart. Hy sê, my seun, my dogter. Amen. Amen. Wat is jou naam weer, broer? Robert en? Michel, julle saam, né? Net my staan so amper. Excuse. Nou weer, dis wonderlik. Ag, that's wonderful, wonderful. Congratulations, that's wonderful. Ja, Jessie, man. Our lives get broken, but God is, He's in the business of restoring us and replanting us, reforming us. Yeah, what a wonderful thing. Yes, Robert. Robert, I just sense in my heart that the decisions you've been making lately and in your life has been, you took a couple of very brave decisions. And you step out and you actually stick out your neck. And I feel the Lord says, He's protecting you in this, and He commends you for your faith. You cannot take everybody with you. Your heart is to have everybody. You've got this father heart. You get many people who are mentors, but you're not a mentor, you're a father. You'd love to be a mentor in certain ways, and you are as well, but you're more a father than a mentor. And so your heart is to take, but not everybody. Even Jesus, of the 70 left Him. And there's a couple of oaks around Him. And He said, aren't you leaving me out also? But the Father gave Him. And the Lord wants to say this to you. People that are not blood related to you are going to stand closer to you than some of your blood. You must know that. And do not disregard that because they're not your blood, because you think your heart is in another place. Allow God to do what He does. Die leifvoer wat jy ploeg, die leifvloer wat jy ploeg, they will soon follow. But you just keep on what you do, and you keep on, you walk with God. Thank you, brother. You walk with God, and the decisions you've made, God is commending you for that, and He's met with you in that. But don't disregard the people that God puts with you, and be a father, and just keep on being a father like you are. Keep on doing that. What is your name? Michelle. Father, I thank you for Michelle. Thank you for your love for her. Thank you also for your healing power in her life and her heart, and working with distrust. There's a distrust thing that God works with, and He helps you. On your own, it's almost impossible to deal with it. But God, He says in one place where Paul said, I asked Him to take this away, and the Lord says, my grace is sufficient for you. My power is made perfect in your weakness. There's a place where we can't go, where we must say, God, please, I'm just surrendering to you. I'm surrendering. And it's not a once-off surrendering. It's again and again a surrender to God, which is bringing the healing. I promise you, you stand not long from here, you're going to stand in a great place of victory. But it's not only for yourself. I see that God says, you will bring a lot of wisdom to people.
and help a lot of people that will come to you. They will come to you, and it's not like you will organize this. It'll just happen. People just start talking, and this will happen. And the Lord wants to encourage you and also empower you towards this. Our deficits and our weaknesses, He fills it with His power. So it's in our deficits that His power is manifested, not in our strengths, it's in our weaknesses. In that deficit you have, if you give God a chance, He's going to make it a powerful place. Amen. And God bless her. Okay. So, thank you. Dankie broer. Is jy die tissue man? He's quite a mean character for a tissue man. Yeah, this Keenan, I thank you. Can you stand, please, bro? Father, I thank you for my brother. Thank you for the life you've given him. Thank you, Lord, for the fervor, the zeal, the heart he's got. Keenan, your life is to undergird, and your heart is to undergird. You truly have this. You can see other people. Not everybody is like this. Another man's glory is your glory. You'll serve and see the glory for somebody else, and you'll see them through. And very few people are that. You've got that type of heart. But I feel the Lord says to you, you'll see soon in a place where you look around, you see what you're standing in front, and the Lord says, I want to put the glory on you. And you're not looking push others, but the Lord says, I want to push you. Standing in the shadows and see things going past you and thinking things are bypassing me. There's a timing in our lives, and there's seasons, and there's reasons for certain things. God built certain things into your life which are eternal. And it couldn't have been happening in other circumstances. Where you are presently is not in a mistake. You're not in the interim. You're in a place where God wants, and He works in you in this place. There's a patience and there's an endurance that He works in your heart, which causes a tenacity that nobody can stop. I tell you, I see God pushes you out of the shadows and He puts you in a fast lane. And the Lord says, when I do it, things will happen fast. And know that it will happen. Do not be disheartened, but understand and be trusting God for this and hold on to Him. There's a strange way in your life. Things hasn't come easy with you, even with the things of God. The Spirit, the working of the Holy Spirit, the gifts and the things didn't come easy with you. You looked at other people and say, yes, I don't know, I'm different in this. Maybe I'm not spiritual enough for what. You're more spiritual than others. It's just that God is preparing you in a place where you can teach and help others because you understand. People, when things come easy to them, it's difficult for them to teach others. But you becoming a teacher and a mentor. That's His aim for you as a mentor and a teacher. More than the things that you're going to do, it's more in the spirit. The man you've become, as a young person already, older people will listen and they'll be mentored by you because the man you have become. It's nothing to do with your studies or your work. It's more than that. It's much broader and much greater than that. There's ministry that's going to catch up with you, but you must run from it as fast as you can. It has to catch you. There's ministry. It's not, you don't have to make a choice and say, I'm going to choose ministry above. But there's ministry that's going to catch you, that's for sure, at one stage in your life. But don't worry about it. It must catch you. You won't catch that. You must run from it. Amen? Okay. Thank you. Thank you. Praise God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Say, nice baard, hoor. Hierdie ou gee ons 'n go met sy baard. Ook baie nice, hoor. Dankie. Wat is jou naam, broer? Bram, kan jy vir my staan asseblief, Bram? Sê. Vader, ek dank U. Is jy in hierdie omgewing? Bram, is jy van die in die gemeente? Is jy in die gemeente ook? Okay. Vader, ek dank U vir Bram. Ek dank U vir my broeder. Dankie vir U liefde vir hom en Here vir die belangstelling. Ek sien 'n belangstelling van die Here in jou wese en in jou menswees, Bram. Jy's 'n ou wat mense jy maak 'n indruk op mense, maar daar's 'n diepte in jou wat mense nie aanvanklik sien nie.
Jy het 'n diepte in jou, daar's 'n substance wat jy het. Jy het sekere belangstellings en jy's begaafd in sekere goed en daar's goed wat ek sien soos amper so 'n stokperdjie, goeders wat jy lief is voor en jy kan, en ek voel die Here wil vir jou sê, hy is integraal betrokke met jou stokperdjies en jou goed. Dis vir hom soos 'n stilte tyd as jy hom toelaat daarin, as jy saam met hom is. En ek voel dat daar's 'n tyd in jou lewe wat die Here wil gryp en hy sê, ek wil hierdie deel en ek wil hierdie gebruik om jou omgewing en mense aan te raak en te impakteer. Maar ons dink altyd met ons getuienis, ons moet goed spreek en ons moet ouens doen. En ek voel die Here sê, ek wil iets op 'n subtiele manier doen wat baie kragtiger is. Ek wil jou gebruik en jou wat 'n tool is. En ek gaan jou stokperdjies, jou wese, wil ek gebruik om mense na my te trek. Ek voel dat die Here sê dat niks is vir niks vir jou nie. Die Here het 'n spesifieke plan en daar's 'n spesifieke doel en daar's 'n spesifiekheid. Daar's 'n plan vir jou waar jy nou is. Dis nie sommer net dat jy geland het en daar's nie 'n verlatenheid nie. Die Here sê daar's 'n plan vir jou. Jy sal nooit heeltemal alleen wees nie. Jy lyk alleen. Dit is so jy maar jy gaan nooit heeltemal alleen wees nie. Jy lyk alleen, maar jy weet nie te alleen wees nie. Jy meer om so, dis jou perd, jy moet hom kan hoor vreet. Jy sal nooit heeltemal alleen wees nie, maar daar's 'n plan met God, met jou wees en jou mens wees, wat groter as jy is, en die Here sê, ek is betrokke, ek is intensief en integraal betrokke, en jy moet dit weet, dat jy het gryp en dit omhels, en nie dink die Here is op 'n ander plek, of hy soek jou op 'n ander manier nie. Hy like jou wees, hy is lief vir jou wees, en hy lief vir jou goed wat jy vir lief is. Dis wat jy belangrik is, jy moet weet. Amen. Dankie Vader. Liefde van die Here is wonderbaar. Wonderbaar vir my. Dis Melissa, né? Marisa, is amper raak, Marisa, ek wil staan asseblief. Here, dankie vir Marisa. Marisa is net 'n bietjie langer in hierdie gemeente as ek en Nelia. Ek dink is jou 3de keer nou, 4de keer. Vader, ek dankie vir Marisa. Dankie vir die liefde vir haar, dankie vir hierdie tyd in haar lewe, en dankie vir die omhelsing in haar lewe, Here, vir die liefde wat U aan haar openbaar, en die heerlikheid wat U openbaar. Marisa, in Romeine het Paulus 'n ding geskryf, hy sê, moenie vir die Here sê, hoekom het U my so gemaak, as ek is nie. Kan die Here dan nie maak, soos wat hy wil met ons. Wanneer ons sê, Here, hoekom het U my so gemaak, dan diskwalifiseer ons die geleentheid wat God het om ons te laat vorm. Nou die Here vorm aan jou en hy werk mooi in jou, maar daar's plekke wat jy gaan met jouself, waar die Here sê, ek wil hê jy moet jouself lief hê, want ek het jou intens lief. Daar's 'n liefde wat die Here wil release oor jou, wat jou wil oorweldig, jou uniekheid, jou mens weet wie jy is. Jy het 'n hart vir die aflerkie, die mense, en jy het al jouself resist om vriende te hê, want jy vand jou altyd met aflerkie vriende, mense wat sukkel met goeters, en jy wil help, dit is jou hart, en dit is vir jou wees, en God is baie meer betrokke in dit as wat jy dink. Hy wil vir jou sê, vir die mense wie jy lief het, sal hy red. Jy het mense lief, wat jy dink, Here, ek wil nie compromise nie, want hulle is nie so en so. Die Here sê, omdat jy hulle lief het, sal ek hulle red. Hou net aan om hulle lief te hê, nie ophou om hulle lief te hê nie. Jy hoef niks te kies nie. Ek het jou slap bang in die middel van goed gegooi, sodat jy daar moet wees, want jy is die regte tool vir die Here. Jy is waarlik 'n tool in die Here se hande. Jou hart en jou wese is oorgegee aan die Here. Dis waarlik waar. Jy het op 'n plek gekom in jou lewe waar jy gesien het, niks werk op sy eie sommer net so nie. Daar's 'n doelgerigtheid van God in jou lewe, is waarlik so. Hy werk doelgerig in jou lewe. Jy het sekere keuses gemaak, en alles was nie baie slim nie. Jy het 'n paar bad keuses gemaak het. Was nie baie slim wat jy gedoen het, maar ek voel die Here wil vir jou sê, hy kan goed restoreer, dat dit nie sal lyk soos dit daai tyd gelyk het nie, maar hy projekteer vorentoe, so dit moet lyk, verstaan? So moenie terugdink en sê, Here, ek wil so graag goede, ek wil so graag net weer regmaak soos dit was. Dit gaan nooit weer nie, maar hy gaan dit regmaak soos dit gaan wees.
En dis wat hy jou na toe vat. Hy sê, waar het gaan wees, is waarna toe hy gaan moet het. En waarna toe werk. Jy weet, hy het 'n diep waardering vir jou wese, die Here. Hy respekteer jou wese, jy moet weet, hy respekteer. Hy override nie jou goed nie. En jy wens hy het al, maar hy het nie. Hy respekteer jou wese. En hy respekteer die manier hoe jy mense sien, mense lief en dit reflekteer nie altyd terug nie. Nie altyd nie. Maar moenie dat mense jou leer nie. Bly wie jy is, want die Here is met jou. Amen. Amen. Die Vader. Saul en Alna, kan julle vir my staan asseblief? Ek wil nie werk gee nie, maar ek wil net nie op julle neerpraat nie. Ek het van die vrouens geleer, ek mag nie met hulle neerpraat nie. Vader, ek dankie vir Saul en Alna, ek dankie vir die liefde vir hulle. Here, ek dankie vir Saul, Here, die man van God, wat hy opgerig het oor jare, het hy gewerk en op 'n plek gesit met wysheid en nederigheid en 'n liefde en 'n mooi hart. Saul, die Here het motivering in jou hart gesit. Jy het die krag en die mag. Jy het baie mag in jou. Daar's 'n salwing op jou om te kan motiveer. Jy kan mense enigiets laat doen. Jy het daai motivering in jou lewe. Jy kan mense waarlik waar enigiets. Jy kan hulle laat goed doen. Jy kan enigiets. En die Here het jou op 'n magtige plek gesit met mense. En ek voel dat die Here wil vir jou sê in hierdie tyd dat daar's 'n nuutheid wat hy release oor jou, maar dis iets wat jy nie soek nie. Jy soek nie glorie nie. Jy wil nie die limelight hê nie. Jy wil nie die goed, maar daar kom 'n limelight op jou. Daar's 'n reflektering van God se salwing op jou lewe wat begin gebeur. En ek het nou nog gepraat wat ons nie moet wees onsself nie, maar as God dit doen, is dit iets anders. Daar's 'n manifestasie van die Gees in jou wat jou op 'n plek plaas van geestelike leierskap. Jy kry natuurlike leiers en jy kry geestelike leiers. Jy is 'n natuurlike leier. Jy het 'n kombinasie van dit, maar die geestelike leierskap gooi jou oor in 'n nuwe kategorie van jou hele lewe. En ek sien jy kom op 'n plek waar jy soek dit nie. Jy soek nie daai leierskappe goed, maar jy kom op 'n nuwe vars plek van leierskap in jou lewe. En ek praat nie net van leierskap in die kerk nie, ek praat van in die gemeenskap is daar 'n leierskap plekkie wat God vir jou oopmaak. Hy skarrel dit vir jou oop. En hy wil vir jou soos 'n Gideon sê, 'n mighty warrior. Sê, Here, ek kom van so en so af. En ons is nie, die Here sê vir jou, mighty warrior, ek het jou geroep vir dit, ek het jou gesalf vir dit, ek het jou gesalf vir spesiale leierskap, omdat jy mense motiveer. Jy het 'n motiveringsvermoë. Mense werk maklik saam met jou, want in hulle werk, daar's mense wat hulle lewens vir jou sal gee, omdat jy het 'n manier om te motiveer, en manier om werk wat mooi is. En die Here sê, ek wil jou elevate nog verder, want ek wil buite jou invloedssfeer waar jy nou is, wil ek 'n footprint groter maak vir jou. Wat jy baie groter footprints as jy kan dink aan, wat die Here maak, en dis die geestelike leierskap, wat dit overshadow, dit superimpose, is die Engelse woord, alles wat jy nou verstaan en wat jy bewerk en wat jy in is. Jy het 'n begeerte dat mense na in jou sal ag, meer as wat hulle doen. Daar's 'n sekere agting, maar daar's 'n agting op 'n ander plek van, en jy streef daarna, maar dis vir jou amper of hulle vat nie ernstig op wie jy is en wat jy moet nie worry nie. Dan kom 'n tyd wat die Here dit doen, en op 'n mooi manier dit doen. Maar hy self, gee hom kans, hy self werk met dit. Dis sy departement vir dit. Amen. Alna, dankie vir die lewe wat jy haar gee, die salwing wat jy vir Alna gee. Here, dankie vir die rus wat jy op haar bring. God bring 'n rus in jou. Ek sê, Here, wat se rus is dit in? Die Here sê, rus in my en sien my werk. Jy het al God sien werk in jou lewe, maar die Here sê, jy het niks gesien nog nie. Jy gaan God sien werk. Deur jou hande, maar buite jou ook. Jy gaan staan as 'n toeskouer om te sien hoe God werk, hoe hy deure oopmaak en deure toemaak. Daar's sekere deure wat God gaan toemaak, wat jy lankal voor gebid het. Jy gesê, Here, asseblief, laat hierdie goed stop. Laat dit stop. Ek staan en ek bid voor dit en ek wil, maar ek voel die Here bring jou in 'n rus in, waar hy sê, release hierdie vir my nou. In jou slaap wil ek seker goed doen, dat jy nie jou strein oor die goed nie. Want ek wil hê, jy moet besorg wees oor die mense wat ek op jou pad bring. Daar's mense wat God op jou pad,
Hy sê, as jy hierdie oorlaat aan my, ek sal daai toemaak wat moet, maar daar's deure wat ek wil oopmaak. En dis die geleenthede en mense en die netwerke wat ek in jou pad wil bring, nie wat jy dink nie. Daar's 'n sekere familie rondom jou, wat jy's gewoond aan dit, en jy's gewoond aan hulle, en hoe hulle is, en jy relate met dit. Maar ek sien dat God jou vat na mense wat jy nie meer relate nie. Dis anders, dis ander deure, is ander geleenthede, is ander netwerke, ander mense, hoe hulle glo, hulle is kinders van die Here, maar Here wil jou connect, maar daar's 'n kruisbestuiving wat plaasvind. Jy het 'n impartation, maar jy gaan 'n impartation ook kry op 'n nuwe vlak in jou lewe. Ja. En die Here sê rus, en ek wil hê jy moet na 'n neutrale plek toe kom en sê rus in my. Jy gaan my groot heerlikheid in die tyd in jou lewe sien. Jy het 'n begeerte na God, baie sterk. En ek voel die Here sê in die rus gaan jy my meer ervaar as wat jy in jou strein en jou harde werk vir my. In 'n rus gaan jy my ervaar. In jou slaap, ek gaan jou besoek. Ek sien hoe die Here jou verras met sy besoekinge en sy teenwoordigheid. Skielik is hy daar. En hy jou vervul en hy jou die woord sê in Romeine 8:11, he replenishes our earthly bodies. Hy raak jou liggaam aan. Daar's 'n vernuwing wat God in jou liggaam bring. Daar's genesing wat God bring, maar daar's ook verfrissing wat God in jou liggaam bring. Genesing, maar daar's ook verfrissing, vernuwing deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Seën julle. Amen. Dankie Here. Dankie vir die teenwoordigheid vanaand. Dankie vir die hand op ons, Here. Dankie vir die liefde vir ons, Here, in die werk in ons, Vader. Prys U naam vir dit, Here. Dankie vir die Heilige Gees wat werk in ons harte. Here, ons is so afhanklik van U. Ons is erg afhanklik van die Here. Nooit ooit groei ons na 'n plek toe waar ons onafhanklik van die Here raak nie. Nooit. En dis 'n menslike ding. Ou wil groei na 'n plek dat ons groei na groter afhanklikheid. Hoe ouer jy word, kom jy dit ook agter, jy groei na groter afhanklikheid, nie onafhanklikheid nie. Dis 'n groter afhanklikheid van God. En moenie dink jy word swakker nie, want as ons sterk plek is by hom. Hy is ons toevlug. He is the strong tower. We run into him. Ons sterkte word in hom. So, ons kom nie op 'n plek waar ons voel in ons eie, ons word ons eie swakker en sterker in hom. En ek vanoggend gesê, naby aan die Here is baie keer baie ongemaklik. Voel nie lekker naby hom nie. Is baie ongemaklik naby hom, want sy lig skyn op ons en jy kom agter hoe armoedig en ellendig is jy naby aan hom. Dan is jy nie op 'n plek waar jy sê, ek is dit en ek is 'n seun van God en ek is dat. Nee, ek is verskriklik afhanklik van die Here en ek is nodig om te verander na sy beeld. Dis wat dit is. Dis wat dit is. En ek kom agter, ek het nodig, Here, om te verander in U lig. Ek kom agter, as goed wat U vinger opdruk, wat ek moet verander, want ek moet meer soos U wees. Dan is ek op die regte plek. Dan kan hy my rig en lei volgens sy wil en sy pad, dat hy werk met my. Dankie, Here. Liefde van die Here is wonderbaar, wonderbaar vir my. Sy liefde van die Here is wonderbaar, wonderbaar vir my. Dankie, Here. Lieflik is U, Here. Lieflik is U, Vader. Ek wil môre praat oor die stem van die Here en dat hy die laaste sê in ons lewens het en hoe belangrik sy stem en sy geskrewe woord en sy stem, hoe dit mooi saamwerk. God skep in ons lewens, hy skep deur die Heilige Gees en sy woorde skep hy in ons lewens. En ons het volgend gepraat oor die feit dat God ons verplant en hy skep ons weer, maar die manier hoe hy skep is, hy spreek sy woorde aan ons en is skepend. Al sy woorde skepend, soos profesie, vanaand die woorde, dis skepend. Van die goed het nog nie gebeur nie en is nie so nie. Is nog nie so nie, maar God skep deur sy woord. Dis kom ek dit moet hoor, sodat die Here dit kan skep. Dis kom hy met my praat, met jou praat, sodat ons hom kan hoor, om sy skepende woorde te ervaar in ons lewens. Amen. Here. Wat is jou naam? Doer aan die ander kant? Ja? Mandy, kan jy staan asseblief, Mandy?
Ekskuus tog? English, okay. Sorry, that you follow tonight. You sure, huh? Can I? Listen, we're just going to go over it a bit again. See, val die gesigte. Check, yes, see. I made you skrik now, huh? Father, I thank you for Mandy. Thank you for your love for her, Lord. Thank you for my sister and the strength you've given her, Lord. Mandy, you're stronger than you think. You're really stronger than you think. You know what? You have a heart for people and for your environment more than that you should be. A very sensitive person. You found yourself at a stage where you say, God, I feel like almost I love dogs more than I love people. You really found yourself in that place. Yeah. And I love, it's almost like I love the nature, and it's people, it's hard for me. Listen to me, I want to say something to you which is important for you. I want you to embrace your whole being in this moment and who you are and what you are. Without people like you, this world will go to pieces. The fact that you love animals, you love, is not totally wrong. But there's excess in it. You have to love people. You have to force yourself, doll. You have to, but the fact that you love animals, that you do, and people have said to you in excess, and they've had criticism and things. If we do not have people like you, the world will go. You're like the guardians of this world. God has appointed you. And know that God is with you, and the fact that He's with you, He's appointed you, and you've suffered with certain things, and there's certain things that you didn't understand. You're very inquisitive, and you tried out a lot of things. There's certain things you tried out that was not good, but you fixed it. And there was even times when you thought, yes, I want to consult something in a dead because I want to fix some things. And the Lord says, I'm not concerned about that. I'm concerned about you. I'm concerned now about you and what you think about yourself and how you love yourself. That's what I said to Melissa just now. I say to you. But embrace the fact that God has pointed you to look after His things. Not to rule over, but to look after. To look after. And who you are and what you are. In that, I see the love of God start to shine through you. Your great strength in your life is love. It is. But because of hurt and because of bad experiences and things, we bury things, you know. But you've got the ability to love like very few people. And I feel the Lord says, I'm going to give you the opportunity to love in ways which will blow your mind. Amen. God bless you. Amen. I'm going to call it a day. God bless. And it's always a good thing to stop where people say, I wish it could carry on a little bit longer.